Die kaart kom van die buitenste ruim af. Die satelliete geneem. En dis hoekom toe hulle begin het om uit te kom hier 1972 aan. Toe sien hulle daar's ringe. En toe wil hulle weet, maar wat het nou eintlik hier gebeur? Maar die kaart, as jy nou mooi kyk, kyk sy oriëntasie is noord. Noord is op die land volgens hom. En die kaart is gemanipuleer deur Dr. Martin Clark. Hy is in Bloemfontein, hy is 'n dosent daar in geologie. Hy kom van Kanada af, waar daar 'n groot ander impakstruktuur is. Maar wat hy gedoen het, hy het die hoogtes bo seespieël gevat en hy het hulle kleure gegee. So hy het hier begin met hierdie donkerblou op 1000 meter bo seespieël. En dan soos wat die hoogtes hoër raak, het hy die kleur verander tot by 2200 meter wat dan nou in 'n bruin verander. Maar kyk nou, hierdie is die suidelike Drakensberge. En dis by Lesotho. Daar's die Maluti berge. Sien jy hierdie? Is die Malutis en daar's Lesotho, die land Lesotho. Hier is die Vaaldam wat vir die Johannesburg area water gee. En hier is die derde ringstruktuur. Kyk hoe loop hy hier af. Sien jy? Die begin hier by die oosrand Johannesburg reguit om tot by Lichtenburg, Ottosdal. Kan jy sien? Derde ringstruktuur. Hier is die tweede ringstruktuur en hy is baie verweer. Dis Carletonville, Vogwil, Potchefstroom. Daai berge word Gatsrand of Losberg genoem. Daai. En hier is die eerste ringstruktuur. Kyk jy groen. Kyk jy groen loop so. Dan loop hy om. Kyk, hier gaan die groen aan. Sien jy daar? Om dit te voltooi. Maar hierdie deel, dis die suidelike en dis die oostelike deel, is toegespoel onder die modder, die sand, die sediment van die Karoo-stelsel, wat so ingekom het en dit toegespoel het. So die mees prominente deel is die noordwestelike deel, en dis die deel wat verklaar is as 'n wêrelderfenisterrein. Dis hierdie deel wat ek nou vir jou wys hier. Sien jy daai deel? Dis die wêrelderfenisterrein. En die Vaalrivier vloei gedeeltelik daardeur. Nou ons staan nou daar. Dis waar ons is. Op daai berge. En as ons daar gaan kyk, ons kyk so oor, dan sien ons 7 sulke valleie. En dis erosievalleie. Daai brein daarso is daai, die boom is nou voor ons. Ons kry daar aan die ander kant is Bakenkop. Bakenkop is die tweede hoogste punt in die koepel, meters bo seespieël. Bakenkop. Maar dis die area wat 'n wêrelderfenisterrein is. Parys, die dorp Parys sit hierso. Die dorp Vredefort sit hierso. En daai wit kolletjie daar, dis die pan. Die sentrale punt van die impak. Dis Vredefort. En omdat Vredefort naby aan die middelpunt is, het Vredefort die struktuur die naam gegee van Vredefort koepel meteoriet impak struktuur. Wat nou afgekort is na Vredefort koepel toe. En dit maak dit moeilik vir mense om te verstaan hoe groot is hierdie ding eintlik. Baie moeilik. Kyk 'n bietjie hierso, hier's 'n lyntjie wat hier deur hardloop. Sien die lyntjie? Wat dink julle is dit? Die rivier. Nee, die rivier is hierdie blou. Dis die rivier. Dis 'n skeer of 'n skywing. Probeer nog. Dis die N1. Wat? Nee. Dis die N1. Die N1 hardloop bo op daai rand daar agter. Die N1 hardloop gedeeltelik deur die impakstruktuur en jy kom dit nie eens agter nie. As jy kyk na die kant toe, dan sien jy daar's berge, maar dit maak nie vir jou sin nie. Maar dis die N1 wat daar deur hardloop. So jy kan selfs die N1 op 'n satellietfoto sien. En hier Dis die R59. Dit gee mense net 'n beter beeld van die grootte van die ding. Want hier is Johannesburg, daar's Welkom, so oor 300 km. Kom ons gaan kyk daai kant.